Klein Jannie eet een Sondagmiddag by sy ouma. Net toe ouma aan tafel sit, begin sy ouma die kos opskep. Toe Jannie sy bord kos kry, begin hy sommer dadelik eet. Sy maakie kom streng aan en sê, Jannie, dit is goeie manier om eers te bid. Jannie antwoord doodluiters, ek hoef nie te bid nie. Sy ma is verbaas en sê, natuurlijk moet jy, ons bid altyd by die huis voor ons eet. Waarop Jannie antwoord, ja mama, maar dit is by ons huis, en hierdie is ouma's huis, en ouma weet om te kook. Ja mevrou, dit laat ons lag. Maar dit was ook 'n groter probleem. Ons leef in 'n wêreld waar kinders sê in plaas van verskoon my. En waar dankie klink soos 'n woord uit 'n antieke taal. En waar mense vergeet dat die deur nie van self oopgaan nie. Iemand het dit vir u oopgehou. Dit voel soms op goeie maniere, iewers tussen TikTok, toebroodjies en touchscreens, geskrik het en weggehardloop het. Maar ek staan vandag hier om te sê, dit is tyd dat goeie maniere weer pronk. Laat my asseblief toe om dit deur die volgende 3 duidelike argumente te staan. In die eerste plek, help goeie maniere ons. In die tweede plek, laat goeie maniere ons uitstaan. En in die derde plek, moet goeie maniere weer pronk. Ons was sommer dadelik met die deur in huis. Maar klop daarom eers. Goeie maniere is soos die wortels van 'n boom. Dis nie wat jy sien nie, maar dit is alles wat bo die grond pronk. Nes die vere die volmaak, die horings die blou ondersteuner, maak die goeie maniere ook die persoon. Jou goeie maniere gee 'n ekstra hupstoot in die regte rigting. Volgens mevrou Jana Skuman, voorkomskonsultant van Johannesburg, sê in die artikel, sit jou beste voet voor, in die SARI van Mei 2024. Is goeie maniere iets wat dit vir ander mense makliker maak om van jou te hou. En dit help nou weer om van jouself te laat hou. Goeie maniere laat ons pronk, soos 'n pou, of soos my pa, nadat die Bokke die wêreldbeker gewen het. Ongelukkig is goeie maniere die laaste ding wat vandag by kinders pronk. Goeie maniere raak so skaars, soos tannies met plooie. My oupa het altyd gesê, kan nie is dood van kruiwelsdood, en ek dink hy het dankie en asseblief saam na sy graf gevat. Die 2 woordjies is veronderstel om vandag nog te pronk, maar word al hoe minder gebruik. Hoe meer jy jou goeie maniere gebruik, hoe makliker is dit vir ander om van jou te hou. En dit wie hou nie van 'n pronkende pou nie, veral die een met maniere. In die tweede plek, kom ons wees nou maar eerlik. Wanneer jy iemand hoor sê asseblief of dankie, klink dit amper soos taal uit 'n ander wêreld. Maar ek kan vandag vol selfvertroue vir u kom sê, hulle weet nie wat ons weet nie. Want 'n goeie maniere laat ons pronk. Goeie maniere dwing respek af. Wynand van der Westhuizen, 'n ekonoom van die Strand, skryf in die artikel Goeie maniere in besigheid in die SARI van Julie 2025. Dat goeie maniere respek afdwing en jou help om suksesvol te wees. Meeste kinders glo egter dat goeie maniere jou swak maak, maar dit is beslis nie die waarheid nie. Want ek het nog nooit gesien dat die Springbokke wen wanneer my oom vloek en skree nie, maar hulle wen nog elke keer wanneer my oom op die 79ste minuut smeek en mooi vra, asseblief, gee net die bal vir Pollard. Goeie maniere laat jou kop en skouers bo die reeds uitstaan en dit is tyd dat goeie maniere weer pronk. Laastens, dames en here, het jy geweet dat die mens binne die eerste 5 sekondes wanneer hulle jy ontmoet het, 'n opinie oor jou vorm? Dit is vinniger as dat ek die laaste stuk koek in die huis kan opeet. Mevrou Rina van der Schuyf, kleuterskooljuffrou van Johannesburg, sê in die artikel Skool en maniere in die Finesse van November 2024, dat het lekker is om vir kinders skool te gee, veral as hulle maniere het. Ek stem saam met haar. Goeie maniere moet weer pronk, soos 'n pou op 'n plaas. Gebruik jou assebliefs en dankies, en luister wanneer ander met jou praat. Sê jammer as jy verkeerd was, en hou maar die elmboog van die tafel af, want net nou, mamma, tannie MC se boek uit. Dames en here, goeie maniere is so oud soos die berge, en dit het al saam met die ark in trek geneem. Die geheim agter goeie maniere is, dat dit nie eers 'n arm en 'n been hoef te kos nie. Dit is verniet, maar en gratis.
Goeie maniere is beslis nog hoogmoedies. Dit is tyd dat ons goeie maniere weer begin gebruik. Uitstaan bo die res. Goeie maniere laat pronk, want 'n wêreld vol assebliefs en dankies klink beslis beter as enigiets wat my oom skree wanneer die bokke agter is met 2 punte.